Goeiedag vriende, baie welkom by vandag se aanlyn erediens. Dis lekker om so op jou skerm te kan wees. Ek hoop dat jy sover nog warm bly in hierdie winter wat ons glo al oor die helfte is en ons is op pad na lente toe, wat altyd iets is om baie na uit te sien, ook veral hier in Pretoria, wanneer ons uitsien na die jacarandas om ook te begin blom hier in Oktober maand. Tot dan toe weet ons dat die Here lei vir ons en hy help vir ons, en ek hoop dat jy in hierdie vakansietyd, terwyl die kinders rus, ook 'n bietjie kans gekry het om te rus en genoegsaam kan herstel om ook die tweede helfte van die jaar ook voluit aan te pak. Ons het hierdie jaar weggespring en gesê dat ons wil groei in ons geloof, en nadat ons die eerste kwartaal stilgestaan het by waarom ons moet groei en hoe ons daai groei in ons lewe moet inbou, het ons die tweede kwartaal ook stilgestaan by hoe groei ons in ons verhoudings. Eerstens ons verhouding met die Here, tweedens ook ons verhouding met ander mense en ander gelowiges in hierdie wêreld. In hierdie tyd, voordat ons begin met die veldtog hier in die derde kwartaal, staan ons stil by 'n klomp verskillende Bybelkarakters en probeer ons by elkeen van hulle leer hoe hulle gegroei het en wat ons by hulle kan leer, sodat ons ook in onsself kan groei. En ons het stilgestaan by Jabes, by Dawid en ook by Lukas, en vandag gaan ons stilstaan by 'n baie interessante karakter, Maria Magdalena. Nou, Maria Magdalena is iemand wat ons ontmoet, wat die pad saam met Jesus gestap het in die tyd wat hy self hier op aarde geloop het. Maar is belangrik dat ons onsself net so 'n bietjie posisioneer oor watter Maria dit is. Baie keer maak ons die fout om te dink dat Maria Magdalena en Maria, Jesus se ma, is dieselfde persoon, maar is twee verskillende mense. Maria, die naam, was 'n baie algemene vrouenaam gewees in die Bybelse tyd. Om die waarheid te sê, ons kry 7 Marias in die Nuwe Testament. So, die een waaroor ons vandag praat, Maria Magdalena, is die een wat saam met Jesus gereis het. Daar was ook nog ander, ook met die naam Maria, wat bygestaan het toe Jesus gekruisig is. Ons lees later van 'n Maria wat Paulus gegroet het toe hy in Rome gekom het en haar geprys het vir haar diensbaarheid daar in die kerk. Ons lees van Maria wat ook die moeder is van Johannes Markus. So daar's 'n klomp vroue in die Nuwe Testament met die naam Maria, maar hierdie spesifieke een, Maria Magdalena, die woord Magdalena beteken afkomstig vanaf Magdala. Magdala is 'n dorpie daar langs die meer van Galilea. So sy kom van daar af en sy het 7 bose geeste in haar gehad. Ons lees dat Jesus hierdie 7 bose geeste uitgedryf het. Ons weet 7 is hierdie volmaakte getal in die Bybel wat sê dat sy eintlik heeltemal volledig boos was, maar dat Jesus haar genees hiervan en dat sy kies om hom te dien, en die pad saam met hom ook te stap. En weer eens net vir ons 'n bewys dat die Here gebruik enige iemand, selfs hierdie persoon wat op die heel meeste boos is, kan hy heeltemal omdraai om op die einde van die dag diensbaar te word. En sien ons dan in vandag se teks dat haar lewe ook uitdraai op 'n baie, baie groot hoogtepunt en iets wat sy daar beleef later ook in haar lewe. Ons leer vandag by Maria Magdalena om te hoor, wat kan ons by haar spesifiek leer, sodat ons in ons eie lewe ook kan groei, soos wat sy in haar lewe gegroei het. En ons sien ook weer dat wanneer iemand vir Jesus ontmoet, kan hulle nie dieselfde bly nie. Wanneer jou paai kruis met Jesus Christus, dan verander jou lewe. En baie keer word hy sommer heeltemal omgedop. So Maria het saam met Jesus die pad gestap op aarde, daardie 3 jaar wat hy bedien het in die openbaar. Tyd daarvan het sy en 'n klompie ander vroue saam met die 12 disippels en Jesus gereis, en lees ons daar in Lukas dat hulle uit eie middele uit vir Jesus gesorg het. Hulle het gehelp kos maak, hulle het gehelp verblyf reël, hulle het met hulle eie geld en met hulle eie middele en hulle gawes en hulle talente wat die Here vir hulle gegee het, hulle hierdie 12 disippels en Jesus, hierdie 13 mense, het hulle gehelp sodat hulle kon fokus op dit wat bedien moet word, en hulle het hier in die agtergrond seker gemaak die logistieke gedeelte van hierdie reis waarmee hulle besig was,
het goed verloop, sodat hulle kon beweeg, en sodat hulle by mense kon uitkom. En Maria het vir Jesus hier baie goed leer ken. En sy was ook daar gewees, sien ons in die Bybel, ons sien op 12 verskillende plekke wat ons vir Maria Magdalena sien in verskillende dele van die evangelies, en ons sien dat sy daar was toe Jesus gekruisig is. Een van die vroue was wat van ver af gestaan en kyk het. Ons sien dat sy daar was toe Jesus begrawe is, dat sy gekyk het waar die graf is, waarin Jesus neergelê is. En ons lees ook in hierdie teks dat sy by was toe Jesus dan opgestaan het, ook uit die dood uit. Vanaf vers 11, maar Maria het buite by die graf bly staan en huil. Terwyl sy huil, het sy vooroor gebuk om in die graf te kyk. Toe sien sy 2 engele met wit klere aan daar sit, waar die liggaam van Jesus gelê het. Een waar die kop en een waar die voete was. Hierdie is natuurlik op opstandingssondag, die sondagmôre. Sy het gekom om Jesus se graf te kom besoek, en daar kry sy hierdie graf oop. Die graf is leeg. Hulle vra toe vir haar, mevrou, waarom huil jy? Sy antwoord hulle, omdat hulle my Here weggevat het, en ek nie weet waar hulle hom nou begrawe het nie. Nadat sy dit gesê het, het sy omgedraai en vir Jesus daar sien staan, maar sy het nie geweet dat dit hy is nie. Jesus vra haar toe, mevrou, waarom huil jy? Vir wie soek jy? Sy het gedink dit is die tuinopsigter, en sy het vir hom gesê, meneer, as u hom weggevat het, sê vir my waar u hom begrawe het, en ek sal hom daar gaan haal. Jesus het vir haar gesê, Maria. Sy draai na hom toe en sê in Hebreëus vir hom, Rabboni, dit beteken leermeester. Jesus sê toe vir haar, moet my nie vashou nie, want ek het nog nie na my vader toe opgevaar nie, maar gaan na my broers toe en sê vir hulle, ek vaar op na my vader toe, wat ook julle vader is, na my God, wat ook julle God is. Maria Magdalena het toe vir die disippels gaan sê, ek het die Here gesien, en sy het ook vertel wat hy vir haar gesê het. Hierdie vrou is in haar lewe totaal verlore, heeltemal oorgelaat aan die bose. En van al die mense wat Jesus kan kies om die pad saam met hom op aarde te stap, om te help, om uit eie middele vir hom te sorg, vir al die verskillende mense wat daar was, wat hy kon gekies het, kies hy sekerlik die een wat hulle die heel minste sou verwag het hy gekies het, is hierdie bose vrou. En hy dryf hierdie bose geeste uit, en sy word gehoorsaam en diensbaar, en 'n volgeling, 'n disipel van Jesus Christus. Iemand wat hom onvoorwaardelik net gevolg het, die pad saam met hom geloop het, diensbaar was teenoor die Here. Ons lees nêrens van Maria se familie nie, ons weet eintlik min van haar af, net dat sy van Magdala afkomstig is, maar verder weet ons eintlik min van haar af, net hierdie omkeer in haar lewe, hierdie onmiddellike, ongelooflike groot stuk groei wat sy ervaar, van hierdie absolute bose, na hierdie getroue volgeling van Jesus Christus. Sy volg vir Jesus, sy stap die pad saam met hom, en sy skrik nie wanneer dinge moeilik raak nie. Daar waar die 12 disippels weghardloop, wanneer hulle vir Jesus gaan kruisig, is sy nie een van die wat weghardloop nie. Sy bly staan. Sy bly op 'n afstand staan en kyk hoe Jesus gekruisig word. Sy's daar wanneer hy begrawe moet word. Sy is die een wat help om die olie te gaan koop om Jesus se liggaam te versorg. Sy is die een wat sy graf gaan besoek, om te gaan huil, om te gaan treur oor Jesus. Selfs nadat Jesus oorlede is, bly sy diensbaar, bly sy getrou, bly sy daar vir hom. Iemand wat onvoorwaardelik diensbaar is. En haar bediening aan Jesus hou aan, selfs nadat hy opgevaar het na die hemel, want ons sien hier dat sy word die eerste getuie dat Jesus opgestaan het uit die dood uit. Sy word die eerste een om die wonderlike goeie nuus met mense te gaan deel in hierdie wêreld. Jesus kies hierdie vrou ook om die eerste een te wees wat sien dat hy waarlik uit die dood uit opgestaan het. Eers erken sy hom nie, maar wanneer hy net haar naam aanspreek, dan weet sy dit is hy.
En dan hierdie woord Rabboni, leermeester, van alles wat sy hom kon genoem het. Sy kon hom op sy naam geroep het, maar sy roep hom leermeester. Want op hierdie oomblik het hy die grootste les vir haar geleer van haar hele lewe, is dat hy werklik die een is wat opstaan en die dood oorwin. Dat hy die een is wat ons lewe lang moet volg, nie net vir 'n tyd lank oor wat hy vir ons gedoen het, of hy dalk 'n wonderwerk in my lewe vir my verrig, so nou volg ek hom want ek is hom dankbaar, maar op 'n stadium dan gaan ek maar weer aangaan met my lewe nie. Sy's bereid om hom haar hele lewe lang te volg. Hy, die leermeester, wat na 3 jaar en alles wat hulle gesien het, hy geleer het vir die mense, die preke wat hy gelewer het, die wysheid wat hy gegee het, die argumente wat hy gehad het met verskillende van die fariseërs en die skrifgeleerdes, en die manier hoe hy dit geantwoord het, die vrae wat hy gevra het, die wonderwerke wat hy gedoen het, alles wat hulle van hom aanskou het, is hierdie die grootste les wat sy van hom leer. Sy sê, leermeester, u leer my dat u is die een wat opstaan en die dood oorwin en al my sondes vir ewig weg was. Jesus, waarlik die Messias. En dan gaan sy gaan getuig, sy vertel vir die disippels eers wonder hulle of die waarheid is, maar sy gaan deel dit met oorgawe, net soos wat Jesus vir haar gesê het, om dit met mense te gaan deel. Wat leer ons by Maria Magdalena? Wat leer ons by hierdie getroue volgeling van Jesus Christus? Eerstens dat die Here gebruik enige iemand en almal van ons. Maak nie saak wie ons is nie, maak nie saak hoe ons agtergrond lyk nie. Die Here het die vermoë om ons agtergrond heeltemal om te draai en ons te gebruik om 'n nuwe toekoms, 'n nuwe storie in ons lewe te skryf. Die Here het die vermoë om ons lewe tot op 'n punt te bring en waar hy ons dan ontmoet, kan hy daai ou boek toeklap en hy kan 'n nuwe een begin skryf, soos in die geval van Maria Magdalena. Die bose is verby, dit is weg. Sy word volgeling van Jesus Christus. En hoeveel keer sien ons dit nie in die Bybel raak nie? Ons dink aan Moses, dwaal daar in die woestyn rond as 'n moordenaar, ontmoet die Here, draai sy lewe om, word een van die grootste leiers in die Ou Testament. Paulus, vervolger van die kerk, ontmoet die Here, word een van die grootste kerkplanters en evangelieverkondigers in die geskiedenis van die mensdom. En daar's 'n klomp van hulle, wat die oomblik wat hulle vir Jesus ontmoet, wat hulle vir God ontmoet, wat hulle lewens paai kruis met Jesus, word hulle lewe heeltemal omgekeer en beweeg hulle in 'n nuwe rigting. Die Here het die vermoë om ons lewens in nuwe rigtings in te stuur en hy kan dit ook so doen met jou lewe. Miskien het dit lank terug gebeur, miskien moet dit nog gebeur, miskien gebeur dit op hierdie oomblik. Miskien het jy saam met die Here groot geword en is dit nie nodig vir 'n radikale omkeer in jou lewe nie, want jy het die voorreg om van kleins af, so Samuel, op sy ouma se skoot gesit het en gehoor het van die Here, om so Samuel 'n pad van die begin af saam met die Here te stap. Ons sien dat sy volg vir Jesus met 'n dienende hart, iemand wat bereid is om net te dien en net vir die Here te gee en te sê, maar ek's hier en ek's beskikbaar, gebruik my gawes, gebruik my talente, gebruik my hulpbronne, gebruik my geld, ek gee dit vir die Here en vir sy bediening, want ek weet, dit is die waarheid waarop ek my lewe moet rig. Dit is waarvoor ek moet lewe. Dit is waarvoor ek al hierdie gawes en talente en besittings ontvang het, is om dit te gebruik vir die Here. En sy volg die Here net onvoorwaardelik met sy help waar sy kan. En laastens sy getuig en wys daardeur dat sy iemand is wat glo in Jesus Christus en waarlik kan getuig. Vir Maria moes dit uitdagende ervaring gewees het om daar na die graf toe te gaan. Hierdie persoon wat 2 dae terug het die skares geskree, kruisig hom. Die disippels kruip weg, want hulle is bang, hulle is dalk volgende. Maria kruip nie weg nie. Sy gaan na Jesus toe. Sy gaan besoek hom. En daar kry sy hom by lewe. En sy word van daar af 'n disipel wat verder vertel, wat verder deel. En ons wonder, wat doen sy verder in haar lewe? En dit wat ons hier van haar leer, kan ons net dink dat sy verder baie diensbaar was in haar lewe teenoor die Here. Selfs nadat hy opgevaar het na die hemel, om aan te hou om hom te dien, om aan te hou om die goeie storie te vertel, wat sy in hom gesien het, dit wat sy beleef het, dit wat sy ervaar het, om aan te hou getuig van dit wat die Here vir haar gedoen het. En hierdie voorbeeld van haar kan ons ook volg, om ook so te groei in ons eie lewe, dat ons bloot net met mense kan gaan deel wat die Here vir ons in ons lewe beteken, wat ons van hom beleef, wat ons by hom sien, die oomblikke wat
hy homself aan ons openbaar, soos wat hy hier en daar gedoen het. Dat ons net met mense kan gaan deel, wat beleef ons van Jesus Christus. Dat ons soos Maria Magdalena net onvoorwaardelik diensbaar teenoor die Here en teenoor ander kan gaan wees. Mag jy in jou lewe ook ervaar dat die Here jou aanraak en dat jou lewe nooit weer dieselfde sal wees nie. As jy Jesus Christus in jou lewe ontmoet en sy storie en sy evangelie en dit wat hy vir jou gedoen het, mag jy eerlik met jouself wees, net erken dat jy gaan nooit weer dieselfde wees nie, want nou het jy die voorreg om die rigting van Jesus Christus te leef, net soos Maria. En mag jy ook onvoorwaardelik diensbaar wees teenoor die Here en teenoor ander, net soos wat sy was. Mag die Here jou gebruik, maak nie saak wie is nie, net soos wat die Here ook vir haar gebruik het. Mag jy dit met oorgawe vir die Here gee. Amen. Kom ons bid saam. Here, baie dankie vir die voorreg om vandag opnuut te leer hoe u gewone mense, soos elkeen van ons wat vandag luister, dat u ons gebruik om u ongewone werk hier op aarde te doen. Dankie Here dat u vir ons wys deur Maria Magdalena dat u selfs mense wat ons glad nie verwag het, u sou gebruik nie, dat u selfs hulle kan inspan. En daarom weet ek dat u vir my ook kan inspan om u goeie werk te doen, om diensbaar te wees. En Here, ons sien dat sy die eerste getuie word van die evangelie en met groot opgewondenheid dit met die disippels gaan deel, Here. En net so wil ons met groot opgewondenheid dit wat die Here vir ons doen en vir ons beteken, ook met die wêreld gaan deel. En ons gebed is dat u ons sal help om die selfvertroue en die vrymoedigheid te hê, om daai geleenthede raak te sien, en dan te luister wanneer die Heilige Gees sê, gaan deel, gaan vertel, en dat ons sal gaan deel, en net onvoorwaardelik sal gaan vertel, wat beteken Jesus vir ons, wat doen Jesus vir ons, wat beleef ons van Jesus. Dankie Here, dat u vir ons die vermoë gee om ons gawes en ons talente en ons hulpbronne, soos wat sy dit ingespan het, ook in ons lewe te kan inspan, tot eer en verheerliking van u koninkryk. Gee Vader, dat ons elke geleentheid sal raak sien, en elke geleentheid sal benut, in die naam van Jesus Christus, ons koning en ons Here. Amen. Vriende, ek deel met julle 'n paar afkondigings. As dit die eerste keer is wat jy saam kyk vandag, dan wil ek vir jou sê baie welkom. Deel ook gerus hierdie boodskap vandag met iemand wat jy dink iemand nodig het om hierdie boodskap te hoor. Jy is meer as welkom om dit ook so aan te stuur. Ons het stil gestaan by Maria Magdalena. Volgende week staan ons stil by Lazarus van Betanië. Daar's ook twee Lazarusse. Hierdie spesifieke een is Lazarus van Betanië. En ons gaan 'n bietjie kyk na sy lewe en wat Jesus Christus ook in sy lewe gedoen het en hoe ons ook vanuit dit kan groei in ons eie lewe. Ons nooi jou ook daarvoor uit. Melchisedek en Paulus is ook daar nog op die lys. Ons nooi jou uit, skakel in by elkeen van hierdie geleenthede om ook by hulle te kan leer. Ons kan die Here dien met ons offergawe. Jy sien die besonderhede daar op die skerm. Baie dankie vir elkeen van julle wat dit getrou doen. Kom ons gee vir die Here, soos wat hy ook op elkeen van ons se harte lê. Wanneer ons dit laag gedoen het, dan lig ons ook graag uit dat ons bazaar is op die draai. En ons bazaar begin hierdie jaar al die Vrydag aand, waar ons gaan begin met 'n lekker hamburger en 'n kuier, en dan gaan daar ook 'n konsert wees. Daar gaan 'n klomp verskillende goed wees wat opgevoer gaan word, maar dan ook die hoogtepunt daarbey is die personeel hier by Luxmundi gaan 'n toneelstuk opvoer met die naam Johanna o Johannes. Ons is hard aan die oefen en ons leer ons woorde en ons is besig om hierdie toneel tot die beste van ons vermoë in te oefen, en ons nooi jou uit. Dit is skreeusnaaks, asseblief kom woon dit saam met ons by. Dit is R20 vir 'n konsertkaartjie vir die Vrydag aand, of R60, dan kry jy 'n konsertkaartjie en 'n hamburger, R15 ook vir 'n koeldrank. Kom kyk die Vrydag aand saam met ons om ook goed op te warm vir die bazaar natuurlik van die volgende dag. Ons nooi jou uit die 1 Augustus, sit dit op jou kalender, kom woon dit by hier op Luxmundi se terrein. Dit gaan 'n groot fees wees. En ons is opgewonde om ook as gemeente saam te werk vir die geleentheid. En daarom roep ons jou ook en nooi ons jou ook, kyk uit vir die kommunikasie van ons gemeente se kant af rondom skenkings wat ons voor die tyd nodig het, en ook helpers vir die dag self. En dis daarom is nou 'n hele gemeente poging. Almal moet help, almal moet bydra, almal moet saam kom werk en kom deel in die vreugde. As jy iewers by 'n stalletjie kan kom help, asseblief kom gee vir ons jou naam op, en ons sal ook vir jou wys waar daar nog spasies waar ons helpers nodig het.
dan ons kan nie die bazaar doen sonder daardie bestanddele nie en ons kan dit ook nie doen sonder jou wat kom help nie. Daar's ook raffle kaartjies beskikbaar teen R50 en koop ook daai raffle kaartjie. Die eerste prys is 'n R5000 lekker slaap voucher. Daar's ook 'n voucher vir slaghuis en ons wil jou uitnooi, kom koop 'n raffle kaartjie ook daarvoor. Dalk is jy die gelukkige wenner hierdie jaar ook daarvoor. Dan het ons een sterfte in die gemeente, oom Peer Tron is oorlede, fantastiese persoon in ons gemeente vir wie ons baie lief is. Kom ons dink ook aan sy familie in hierdie tyd wanneer hulle deur uitdaging gaan. As 'n familie dra ons mekaar ook so op aan die Here. Ons is opgewonde vir 'n nuwe kwartaal wat voorlê, 'n kwartaal waarin ons bazaar gaan hê, waarin ons veldtog gaan hê, waarin ons gaan uitreik oor 'n stad toe. Dit is 'n kwartaal wat 'n klomp geleenthede gee vir ons om die Here te dien. En ons nooi jou nou al uit, skakel in by elkeen van die geleenthede, soos die Here dit ook op jou hart lê. En mag die Here jou dan seën en beskerm, jou lei en jou leer in die waarheid. Mag hy die een wees wat jou gebruik om diensbaar te wees in sy wêreld. Amen.